Hartlik goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom weer eens by Straatwys. Nou ek lees nou die dag 'n pragtige storie raak in die boek Kitchen Table Wisdom van Naomi Remen oor The Rabbi's Gift. Nou dit gaan oor 'n klooster in die berge ergens in Europa wat stadig begin leegloop. Nie omdat die monnike nie gewyd of heilig genoeg was nie, swak gepreek het of er al fout met hulle teologie was nie, of te min gebid het nie hulle werk gedoen het nie, maar iets onsigbaar, iets wat hulle nie kon verstaan nie. Hulle het nie geweet wat om te doen nie, want dit was altyd so 'n ongelooflike populêre plek en lewendig en mense het van oral oorgekom om hulle te besoek. Die dorpie het ook begin leegloop en mense het getrek, gastehuise en straatkafees het begin toemaak want daar was nie meer toeriste nie. En die personeel van die klooster het ook uitgedun geraak en is weggestuur na ander kloosters waar daar meer werk vir hulle was. En op die einde van die dag het daar toe net 3 van die monnike oorgebly. En op 'n dag stap een van hulle in die berge om kruie te gaan pluk en hy loop 'n wyse ou man, 'n Joodse rabbi raak wat ook in die dorp gewoon het. Nou hulle begin praat oor alles en hy vertel hoe moedeloos hulle is, hoe hulle klooster vir hulle voel asof hulle misluk het, hoe leeg hulle voel as mense en as geestelike leiers, die finansiële druk en die hopeloosheid wat daar binne in almal van hulle was. Hulle het nie meer geweet wat om te doen nie en sal eers dalk die klooster self moet sluit en self moet weggaan. En die wyse ou rabbi het mooi geluister en toe sê hy net een sin. En hy sê, een van julle is Jesus. Niks meer nie. Die monnik stap toe nadat hy die kruie gepluk het, stap toe terug na die klooster toe en hy was verward oor hierdie vreemde boodskap. En toe hy daar aankom, vertel hy die ander 2 daarvan en saam is hulle nog meer verward. En tog gebeur daartoe iets besonders. Alhoewel hulle verward was, het hulle daaroor gedink en gewonder. En omdat niemand met sekerheid kon sê wie van hulle dit was of nie was nie, het elkeen begin dink, wat as dit hy is? Wat as dit ek is? Wat as dit jy is? Is dit dalk die stil ene, die moeilike een, die een wat altyd moeg is, die een wat altyd kla? En sonder dat hulle dit begin agterkom het hulle mekaar anders begin hanteer as gewoonlik. Stadiger, mooier met mekaar gepraat, minder met mekaar gestry, minder fout gevind in mekaar, sagter geluister, boodskappe ingeleef as preke van Jesus self as die ander een gepreek het, meer geduld met mekaar gehad het. Want wat as dit hy is? Sonder trompetgeskel of Instagram post het liefde begin groei in daardie samelewing en het liefde meer as net 'n gevoel geword. Maar werklik in die praktyk, elke liewe dag iets geword wat mense doen, nie meer net 'n idee nie. Binnekort het die klooster weer begin floreer en verander, nie met nuwe programme en beter preke en ander teologie nie, maar met 'n bewussyn van liefde. Mense het begin terugkom, nog priesters en monnike is aangestel en besoekers het die klooster en die dorpie oorstroom, selfs meer as in die verlede. Want liefde is nie iets wat jy ooit kan wegsteek nie. Mense voel dit aan, al is dit oor 'n afstand. Maar dieselfde is ook waar van haat. Mense voel dit aan, ook van ver af. Hierdie storie wys vir ons iets fyn. Kyk maar na jou eie lewe en die wêreld rondom jou. Want ons behandel mense nie volgens wie hulle is nie, ons behandel hulle volgens wie ons dink hulle is en die boksies wat ons hulle inplaas. En hier raak Jesus se woorde ongemaklik en eerlik wanneer hy sê, wat julle aan die geringste van die mense om julle gedoen het, het julle aan my ook gedoen. So laat ek jou vandag iets vra. Hoe sou jy jou man hanteer as jy gedink het, dit is Jesus wat moeg by die huis instap? Hoe sou jy met jou vrou praat as jy gedink het, dis Jesus wat probeer verstaan en net wil deel iets met jou? Hoe sou jy na jou kind geluister het as jy gedink het, dit is Jesus wat nog leer om te leef? Hoe sou jy jou kollega hanteer het as jy gedink het, dis Jesus wat vandag so klein bietjie stadiger werk en nie heeltemal doen soos jy dit wil gedoen hê nie? Hoe sou jy kyk na die bedelaar in die straat, of die vrou agter die til, of die pompjoggie, of die ou in die verkeer, as jy gedink het, dit kan Jesus wees? Dan sou liefde anders gelyk het. Dan sou jy stadiger gewees het, sagter gewees het, meer aanvaarbaar, meer plek gemaak het, meer teenwoordig. Dan sou jou huis anders gevoel het, jou werkplek anders gevoel het, jou straat en jou dorp en jou land. En sonder dat jy dit probeer regkry, sou jou lewe 'n plek word waar mense
veilig voel. Mense wil inkom, mense wil kom sit, kom kuier, kom asemhaal. Nie omdat jy perfek is nie, maar omdat werklike liefde daar woon. Want miskien is die vraag nie, wat ons moet vra baie keer, waar is Jesus nie? Miskien is die vraag van, hoe behandel ek hom vandag in die mense rondom my? En miskien net miskien, is dit hoe jy jou lewe weer volmaak en die wêreld en alles en almal rondom jou 'n nuwe lewe kan kry. Ek hoop jy het 'n wonderlike dag en tot ons weer saam stap, mooi loop.